Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Wat vir die eerste keer 'n toom kry. En as nie goeie nuus, as niemand agter my wat die teels vashou nie. Prys die Here, né? Prys die Here. Charlene, sy so moeg, sy heel week stoute kinders in die klas. Nou is Prys die Here. Dankie Jesus. Die Here is so goed vir ons. Ons prys sy naam. Ons eer sy naam. Ons loof hom. Goed is die Here. Al is ons aklig, God is awesome. Even if we are awful. Ek het daaraan gedink, want ek weet ek het dit al vir julle gesê, maar shame to Peter en Sally nou daar in Durban was, en hy so siek was, en sy moet hospitaal. Nou praat ek met haar oor die foon, en sy sê, oh pastor, this Durban is awful, it's terrible. Want onthou dit was in Desember, dit was warm en alles, en sy moet met 'n Uber ry, en die Uber ry sommer met jou draaie, sodat jy hom meer moet betaal, want dit klik mos oor die tyd. Jy weet, shame. So, ek sê nou vir jou, al is ons soos Durban, awful, terrible, God is awesome. Die Here is so absoluut goed, so genadig. Vrydag waag 'n koerier dit om daar by ons iets te kom aflewer. Maar goed, hy moes nou, anders verloor hy sy werk seker, maar en toe hy nou daar is, toe doen ek die normale, as ek met die koeriers praat, ek vat die pakkie, ek teken vir hom, en dan voor hy ry, partykeer moet ek letterlik omtrent tussen hom en die voertuig staan, want hy's mos nou haastig, jy weet. Maar dis nie my skuld dat hy laat is nie. maar dan vra ek vir hulle gewoonlik, jy weet, ek vra vir hulle gewoonlik, do you know God? Jy weet, partykeer vra ek, do you know Jesus? Jy weet, dit hang af watter, dit is maar net hoe die Here my lei, want party as jy sê Jesus, dan sê hy onmiddellik klaar, jy weet, op 'n ander plek. Maar ek vra die vir hierdie ou, do you know God? En hierdie ou verras my toe, want sy antwoord is toe basies eintlik my gewoonlik my tweede vraag, né? Want hy antwoord my toe. Hy sê I know about him, but I do not know him. Want gewoonlik as hy dan vir my sê I know God, dan sê ek vir hulle, do you know him? I know about him, or do you know him? Jy weet, dis wat ek wil weet. Ek wil weet of hy 'n verhouding met die Here het, of hy regtig vir Jesus ken. Nou dit was hierdie ou se antwoord. En hy wil toe nou sommer net uit my pad uit. Dis nie lus vir hy het hom gesien hierdie ou kan baie praat. En ek weet julle glo dit nou nie, maar so toe hy dit nou vir my sê, toe staan al my geestelike hare regop. En onmiddellik lewer ek toe vir die koerier 'n pakkie af. 'n kosbare pakkie liefde, groot boks liefde. En ek sê toe vir hom, my broeder, die Here, God is liewer vir jou, of dan, ek het eers vir hom gesê, hy is so lief vir jou as wat hy vir my is. Toe lyk dit nie of hom beïndruk het. Toe sê ek, die Here is liewer vir jou as vir my. Miskien het ek 'n bietjie trietserig gelyk, dit lyk nie vir Here vir jou. Ek sê toe vir hom, die Here, God is lief vir jou. Hy is vir almal van ons lief, maar jy moet 'n keuse maak, jy weet. Ek probeer hom toe nou te oortuig en laat hy besef net hoe kosbaar dit is. Van sy uitpunt sê ek toe nou vir hom, wat ek weet ons baie vir mekaar sê, ek sê vir hom, hy wil nie net hê, jy moet bid en sê ek glo in Jesus, en dis dit nie. Hy wil hê jy moet in 'n persoonlike, liefdevolle verhouding met hom lewe. So 'n diepe verhouding, dat jy jouself in hom sal verloor. En Vader, Jesus en Heilige Gees van dan af in jou kan bly, konstant, met jou kan wees. Nou ongelukkig het hierdie ou net gesê, nee, hy wil wegkom. Verstaan julle, hy wil niks van my stories verder hoor nie. En dit is onsaglik jammer, né? 'n Ou bid, laat hy vorentoe, miskien aan 'n ander persoon, miskien, ek weet nie, maar ergens, dat hy net op 'n ander manier dalk hoor en dit aanvaar. Maar so jammer as dit is, en ek wil hê moet jy hoor, so jammer as wat dit is, net so absoluut is dit verduidelikbaar. Want julle sien wysheid, the fear of the Lord is the beginning of faith, né? Spreuke 9:10 sê so mooi. Hy sê die begin van wysheid, die begin van wysheid is ontzag, is vrees vir die Here. Dis die begin van wysheid. So jy moet ontzag vir God hê. As jy nie snap nie, hierdie jong broeder het nie wysheid nie. Hy het dalk menslike wysheid.
Maar hy het glad nie die wysheid wat die Here wil hê ons moet hê nie. Daarom tree die wêreld ook so op daar buite, né? Dinge wat ouens doen en wat hulle sê, want daar is geen fear of the Lord nie. Daar's geen ontzag vir God nie. Daar is met ander woorde, kan ons vir mekaar sê, daar's geen liefde nie. Ek het dit al vir julle baie gesê, maar as jy regtig vir iemand lief het, dan het jy ook ontzag vir hulle. In die sin dat jy wil hulle nie benadeel nie. Dit is net so, jy wil nie daai persoon benadeel nie. Nou hierdie ou het geen wysheid gehad nie. Hy het absoluut geen wysheid gehad nie. Spreuke 9 vers 10 sê die begin van wysheid, né? Dit is nou net gelees. Die begin van wysheid. Julle sien, om wys te wees is om te weet wat waar is, om te weet wat reg is. Die begin van wysheid is om onderskeiding te hê. Wysheid is letterlik om te kan weet wat is reg en verkeerd. Wat is die regte ding om te doen? In 'n sekere situasie, party ouens, moet jy meer streng wees, hoor jy? Die wysste ding om met so 'n persoon te doen, sekere mense in 'n situasie, is om kwaai te wees met hom. Om sê, wow, stop die bussie. Kom, laat ek nou vir jou mooi die storie vertel, né? Met 'n ander persoon, in amper soortgelyke situasie, met 'n ander persoon sal die Here vir jou wys, jy moet sag praat, jy moet rustig praat. Verstaan jy? Want hy gaan hom heeltemal in die see hardloop van vrees. So wysheid is om te weet wat, wanneer om te doen. Dit is wat wysheid is. Dit is hoe wysheid kom. En daarom om wys te wees is om te weet wat waar en reg is en om onderskeiding te hê en dan in ontzag en vrees vir die Here dan is Yira. Die woord ons praat baie keer oor Jarei, né? Jarei, baie van die psalms kom dit voor Jarei. Dit is mos daai fear of the Lord, né? Maar die verbuiging hier is Yira. En ja, dit beteken nog steeds die vrees vir die Here, maar dit praat van 'n ontsaggevulde respek. 'n Houding wat met vrees en bewering voor God insluit. Jy besef wie God is. Hy's regtig massive. Hy's groot. Hy's ver verhewe bo ons. Hy's ver bo ons. Maar hier in daai besef dat God almagtig is en ver verhewe bo ons is, dan moet jy weet, daar is 'n liefdevolle gehoorsaamheid aan die Here. Die Here is lief vir jou. In sy grootheid en in sy almag sê hier af vir jou, ja, fear of the Lord. Maar hierdie fear is nie net, ek is bang vir hom nie. Hy is massive, ek is lief vir hom. Ek wil graag doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek wil graag sy goedkeuring hê, as ek dit so kan stel. Terwyl die Bybel vir ons klaar sê, ons het die goedkeuring van die Here. Hoe weet ons dit? Hy het sy seun vir ons gestuur. Hoor julle, al is ons aaklig, hy's awesome. Hoor julle, hy het sy seun daai tyd al vir ons gestuur. Hoekom? Sodat ons gevul kan wees met sy goedheid. Sodat ons soos hy kan lewe. Sodat ons soos hy al hoe meer en meer kan word. Julle sien, dit kan vrees en oordeel ook selfs beskryf. In Genesis 20:11 praat dit letterlik Ou Testamenties van vrees en bewering. Maar dit in die situasie, jy moet dit gaan lees, Genesis 20:11. Of dit kan letterlik, kan letterlik wees blye aanbidding vanuit die erkenning van God se heiligheid en sy goedheid en dan kan dit Psalm 2 selfs 'n soen beteken. Want hy sê soen die seun. Soen die seun. Anders as jy nie gaan lees bietjie Psalm 2 vers 1 en ek dink vers 11 en 12. Hy sê as jy nie die seun soen nie. Met ander woorde, as jy nie lief is vir Jesus nie, as jy in 'n verhouding met hom wil kom nie, dan kan dit tot jou oordeel lei. En dit is presies wat gebeur. Dis presies wat gebeur. Julle sien, en dan eindig daai vers, en kennis van die Heilige, kennis van die Here, dit is letterlike insig, né? Nou die Passion Translation, hoor hoe mooi vertaal hy dit. En hy sê alles wat ons eintlik nou gesê het, sê hy eintlik in hierdie vers. Spreuke 9 vers 10 in die Passion. Hy sê the starting point for acquiring wisdom is to be consumed with awe, met vrees of ontzag of eerbied, né? The starting point for acquiring wisdom is to be consumed with awe as you worship Yahweh God. To receive a revelation of the Holy One.
You must come to the one who has living understanding. As jy openbaring van die Here vra, dan moet jy kom. As jy dit wil hê, dan moet jy kom na die een wat presies weet wat is die regte ding om te doen in elke situasie in jou lewe. Hy is living understanding. Hoor julle? In die teenwoordigheid van die Here, as jy in die teenwoordigheid van die Here is, dan is jy in die teenwoordigheid van wysheid en van verstaan, van alles wat nodig is, wat daar in jou lewe kan wees. 1 Korintiërs 1:20 sê byvoorbeeld, hy sê, het God dan die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie. Onthou, bedoelende Paulus vergelyk die situasie en die manier hoe die fariseërs en hierdie ouens dinge gesien het. Hulle het hierdie mense kennis opgebou. Hulle het die Torah geleer, jy sal sê, maar dis God se woord. Maar hulle het hom verstaan bloot net vanuit 'n wettiese oogpunt. As jy so maak, dan moet jy so maak. Maar hulle het in die proses het hulle ook allerlei maniere uitgedink om rondom 'n saak te kan gaan. Dis hoekom Jesus vir hulle sê, waarom? Hoekom gee jy vir jou vrou 'n brief en sê ek skei jou? Dis eintlik wat Jesus wat vir hulle sê, wie het jou die reg gegee? Dis omdat julle weet dat julle nie die Here dien nie. Hoor julle? Omdat julle in 'n verhouding met hom is nie. So wat het gebeur? God het dan die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie. Het hy dit nou nie gedoen nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. Dan deur die wysheid van God kon hulle hom nie leer ken nie. Want hulle wil op hulle eie manier dink. En dit is vandag nog dieselfde, ek het baie erger voorbeelde vandag in die wêreld, né? God het verkies om hulle wat glo te verlos. En dan noem hy die prediking van die woord, noem hy dwaasheid. Want vir die wêreld is dit dwaasheid. Hy sê God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Want hoekom? Want Jesus sê self ook, hy het gekom sodat selfs die eenvoudigstes dit kan verstaan. Kinders moet dit kan verstaan. Daarom sê jy moet soos 'n kind kan glo. Here sê nie hy's agter die slimste mense aan nie. Want sonder Jesus is geen mens. Jy dalk hoë IQ, maar daai IQ kan vir enige en enige K staan. Ik. En miskien iets in Duits sê, maar in elk geval. Maar jy kan die hoogste IQ en jy kan die hoogste punte in elke vak in jou lewe al gekry het. Maar wysheid begin met die dien van die Here. Wysheid, the fear of the Lord, né? Is the beginning of wysheid. Die erkenning dat God groot is. The fear of the Lord, die wete, die besef, die absolute besef, God is groter as ek, hy's meer as ek. Dit is nie net die moeite werd om hom te dien nie. Dit is die enigste ding om te doen. Dit is die belangrikste ding om te doen, is om vir hom te kies en vir hom te kan lewe. Amen. 'n voorbeeld hiervan, van die dwaasheid wat vir die wêreld sal dwaas klink, is absolute wysheid van God. Ek kan jou nie presies onthou nie, omtrent verlede week Vrydag of ergens, het Jerigo Mure 'n brief van geopende deure geplaas op hulle gebedsnetwerk. En dit vertel die verhaal van 'n predikant in Eritrea. Nou Eritrea, ek weet ons weet nie almal presies waar dit is nie, maar jy ken daar is die Afrika, dit is die suidpunt van Afrika. As jy Afrika nou so kyk, die heel noord aan die ooste kant, by die ooskus, by die Rooi See, daar kry jy mos nou regs bo in die hoekie, kry jy vir Egipte, né? En dan sit Egipte, Sudan, en party van die kaarte wys nie eers Eritrea nie. Egipte, Sudan, Ethiopië. Maar tussen Sudan en Ethiopië sit Eritrea so klein landjie in vergelyking met hulle so reg langs die Rooi See kus, né? Sit hierdie land. Ook 'n land wat deur die Mohammedane, soos die ou mense gesê het, oorgeneem is met moord en slagting, en hulle is vandag nog is hulle moslems, en jy mag glad nie die Here daar dien nie. So hierdie predikant het nou die evangelie verkondig, vreesloos, en hulle het hom gevang. Nou probeer ek die storie kry, hier is hy. Nou het hulle hom gevang, en nou sluit hulle hom toe. Nou skryf hy vir sy vrou en sy kindertjies 'n brief daar uit die tronk uit. En hy sê,
I very much long, ek het nou nie vertaal nie, nou, maar I very much, jy kan bly wees, dis nie Eritreanees nie, nee, Arabies, hulle praat Arabies daar, maar in elk geval, I very, kon julle gevang het met daai een, jy weet, dan sien jy Eritreanees, nie, dat is so iets nie. I very much long for the day that I will be reunited with you, my dear wife, our children and God's people in the church. My dear, listen to me. Hy is nie baie, hy het nog nie heeltemal al die wysheid, ek sal nie die kerk genoem het nie, ek sal gesê in die kinders, ek sal net so my vrou verlang na jou, maar in elk geval, maar goed, jy sien hierdie ou het nie wysheid nie, nee ek speel, our children and God's people in the church, my dear, listen to me, not only as a wife, also as a Christian woman, who come to understand who God is, and how deep and mysterious His ways are, yes, I love you, daar is hy nou slim. Ja, prys die Here. Yes, I love you. I love the children. And I would love to be free in order to serve God. But in here, God has made me not only a sufferer for His name's sake in a prison of a world over which Christ has won victory, but also a prisoner of His indescribable love and grace. Hoor nou net, in hierdie situasie sit die ou, hy's weggeruk van sy vrou en sy kinders en sy gemeente, en hy's in 'n tronk gegooi, en hy sê, ek is nie net nou 'n prisoner, wat nou moet ly nie, ek is 'n prisoner van God se indescribable, onbeskryflike liefde en sy genade. I am testing and experiencing the love and care of our Lord every day. When they first brought me into this prison, I had thoughts which were contrary to what the Bible says. I thought the devil had prevailed over the church and over me. Dit was sy gedagtes, verstaan jy die einde nou, wat gaan nie? I thought the work of the gospel in Eritrea was over, but it did not take one day for the Lord to show me His power and His goodness, even here in prison. The moment I entered my cell, die dag toe hulle hom in eerste keer in die sel sit daar, né? One of the prisoners called me. Hy ken hom nie. Hy roep hom toe die hulle hom insit. Pastor, come over here. Everyone in this cell is unsaved. Hoor jy, hy kan nie, hy het dalk gedink, hy gaan nou rustig wees, hy gaan nou bietjie sy bene opsit, jy weet. Jy weet, hy gaan nou op Sondag gaan hy nou vis vang, jy weet, maar in 'n geval, of hy gaan fietsry. You are very much needed here, sê die ou vir hom. So on the same day I was put in prison, I carried on my spiritual work. My dear, the longer I stay in here, the more I love my Savior. Boek die wysheid van die wêreld sal sê, jy ou is bietjie, miskien kry hy nie genoeg water nie, sy brein is nie lekker nie, hy hallusineer, verstaan? Nee, hy sê, my dear, the longer I stay in here, the more I love my Savior, and tell the people here about His goodness. His grace is enabling me to overcome the coldness. Ek dink fisiese coldness, né? And the longing that I also feel for you and for our children. Sometimes I ask myself, am I out of my mind? Am I a fool? Well, isn't that what the Apostle Paul said? Whether I am of sound mind or out of my mind, I'm Christ. Hoor julle, I belong to Jesus. Presies dieselfde. Prys die Here, die pastor ken die woord. My wife, I love you more than I can say. Please help the children understand that I am here as a prisoner of Christ for the greater care of the gospel. Hoor julle, dit is die wysheid van die Here. Dit maak nie saak hoe dit met hierdie ou gaan nie. Maak nie saak of hy in oorwinning is nie. Maak nie saak of hy rustig by die Sondagoggend kan wakker word by sy huis en sy vrou bring vir hom koffie of Samuel bring vir hom 'n protein shake en hy drink 'n glasie daarvan net om die ou kerel deur te druk deur die storie. Ek weet nie wat hy alles daar ingooi Samuel nie. Ek dink partykeer weet hy ook nie, nou spoeg hy ook so 'n bietjie. Maak nie saak nie, dit gee my krag. Hy moet net geen van daai bestanddele stop nie. Maar die punt is net, hy staan nie rustig op en kom kerk toe en preek nie. Hy is in die tronk en is nag daar. En die wagte is slaanerig en al daai tipe van goed. Maar hy sê, hy is in die teenwoordigheid van die Here. Hy ondervind die undescribable, die onbeskryflike liefde en goedheid van die Here, beleef hy in een van die aakligste plekke waar jy jou kan bevind. En ek wil weer vinnig deur Spreuke 9, ek wil so 'n paar van die ander verse ook lees in Spreuke 9. Die opskrif in die Passion Translation van Spreuke 9
sê Wisdom's Feast. So die fees van wysheid, né, die fees van wysheid. Ek het nie baie van dit op universiteit ontdek nie, maar die fees van wysheid, né. Dan begin hy met wisdom. Nou ek wil hê jy moet, alles gaan nie so lank vat nie, hoor, dit sal vinniger gaan as jy dink. Maar wysheid, wisdom word hier as 'n vrou voorgestel, né? Weet ook nie, maar dit is regtig so. Wysheid word hier as 'n vrou voorgestel. Want ek is net bang, jy weet, Linda lag nou uit haar maag uit vir ons. Wysheid word as 'n vrou voorgestel, wat Jesus dan voorstel as die wysheid van God. Ons het nou 1 Korintiërs 1 vers 20 gelees. Vers 30 sê, hy sê, maar deur hom, deur God, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, die wysheid van God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Dit is wat wysheid is. Hy sê, wisdom has built herself a palace. Sy het vir haarself 'n paleis gebou. Miskien moet ek net eers die gedeelte in die Passionate lees. Dit gaan nou moeilik vir Samuel wees om dit vir julle te wys, maar in elk geval. Wisdom has built herself a palace upon 7 pillars to keep it secure. She has made ready a banquet feast, and the sacrifice has been killed. She has sent out her maidens, crying out from the high place, inviting everyone to come and eat until they are full. Whoever wants to know me and receive my wisdom, come and dine at my table. Nooi wisdom die mense. Come and dine at my table and drink of my wine. Leave your paths behind and agree with my ways. Live in my truth and righteousness you will find. Dan daai vers 10 van ons. The starting point for acquiring wisdom is to be consumed with awe as you worship Yahweh God. To receive a revelation of a Holy One, you must come to the one who has living understanding. En dan net vir die lekker, die laaste vers 11. Wisdom will extend your life. Ek hoop ek onthou nou as ek preek in die Engels, as oom Pieter hier sit, dan gaan ek vir hom so wys. Wisdom will extend your life, making every year more fruitful than the one before. Dit is wysheid. Wysheid kan letterlik beloof die woord. Die woord sê, as jy in wysheid is, as jy discernment het, as jy met ander woorde 'n fear of the Lord het, en jy's lief vir die Here, en jy's in awe of sy goedheid en sy genade, dan kan dit jou lewe verleng. Nee, verleng is beter as verlang. Dit kan jou lewe sal verlang na daai verlenging, as jy dit nie doen nie, né? Nou wisdom hierdie dame, né? Sy sê dan nou daar in die begin, wisdom, jy sien, dit word as 'n vrou voorgestel, sy verteenwoordig die Here daarin, vir Jesus daarin, and she's built herself a palace. Nou die woord in Hebreëus wat hierdie to build herself a palace, die woord in Hebreëus wat daar voorkom in Spreuke 9 vers 1, is letterlik 2 woorde wat saamgevoeg is, bana, né? Bana wat bult beteken, en dan ben. Dit ben is daarvan, deel daarvan. Ben beteken seun. Bou en seun. Kom met dieselfde woord uit. So die huis, die paleis, want as die Here 'n huis bou, dan is dit eerder soos 'n paleis, wil ek sê, né? Die huis of die paleis wat wysheid bou, is die seun. En ek wil dit sê met hoofletters en met kleinletters. Die huis wat die Here wil bou, wysheid wil bou in jou. Hy wil Jesus in jou bou. Maar hy wil ook so aan jou bou dat jy snap, jy is 'n seun, 'n dogter van God. Hoor julle, jy's 'n kind van God, saam met die seun. En dit is die seun wat hy bou, wat hy binne in jou wil opbou, sodat jy deur hom kan lewe. Ons is die seuns van God, die dogters van God, wat in 'n geestelike huis gebou word. Ons is die lewende stene wat uitgekap word en opgebou word tot God se tempel. Van daai woord ook, ek het dit nou hier uitgeskakel, maar daai woord kan ook beteken hewn, om stones, om stene te kap, jy weet, sodat jy kan bou met dit, jy weet. Nou, upon 7 pillars, sy sê nou, sy bou 'n huis, né? Dan sê sy, upon 7 pillars to keep it secure. She has made ready a banquet feast, and the sacrifice has been killed. She has sent out, nou hierdie in Aramees verwys die sacrifice, die offer, letterlik na Calvary, né? Na waar Jesus vir ons gekruisig is.
En die pilare wat gebou word, is letterlik in die vorm van 'n kruis. Dit kom in die Aramees uit. Vers 3, she has sent out her maidens, crying out from the high places, inviting everyone to come and eat until they are full. Waarna laat dit jou dink? In Matteus 22 is daar die bruilofsfees wat genooi word, né? En dan wil die genooies, dit moes almal 'n verskoning, jy weet? En wat gebeur dan? Dan nooi hulle sommer almal in die strate, die armes almal, hulle nooi sê kom, maar hulle moes baie kos gehad het, want die ouens sal uit, moes aan momslik kom, hulle sal daai kosies, chips, ons het weg, maar hulle het baie kos gehad, ek hoop so, né? En hulle nooi almal, hulle kom kry, die gelykenis van die bruilofsfees wat Jesus sê, en daar sê hulle, kom en kom eet, né? Jesaja sê een plek, kom en kom kry genoeg om te eet. So word ons almal genooi. Whoever wants to know me, vers 4, and receive my wisdom, come and dine at my table, drink of my wine. Ons het 'n paar sonne terug om mekaar gesê, ons is die wynsakke, né? Ons is die nuwe wynsakke, waar 'n nuwe wyn gegooi word, die evangelie, die goedheid van die Here word in hierdie wynsakke gegooi, en albei sal gepreserveer wees, albei sal behou. Die wynsakke sal, omdat daar nuwe wyn in is, sal dit sterk bly, en ons binne-in sal ook sterk wees. En dis die uitnodiging wat sy maak. Come and dine at my table, drink of my wine, leave your paths behind and agree with my ways, live in my truth and righteousness you will find. Julle sien ware wysheid. Of kom ek vertaal net daai laaste deel van vers 10 in Afrikaans, sê die beginpunt van wysheid. Die beginpunt om wysheid te verkry, is om oorgeneem te word deur ontzag vir die Here, wanneer jy hom aanbid. Om wysheid te verkry beteken, die begin van wysheid is nie net om vir die Here bang te wees nie, maar is om die Here te aanbid. Is om oorgeneem te word deur jou ontzag vir die Here. Want jou ontzag vir die Here bind jou aan hom vas. Hy is nie 'n vreemde God wat vir jou kwaad is nie. Hy is 'n Vader wat juis vir jou lief is. Hy wil alles vir jou doen. Hy kyk eers na jou, as eerder na jou as wat hy na homself kyk. Jy sal sê, ja, is maklik vir God, want hy's God, né? Maar dit is die beeld wat ons moet sien. Dit is hoe ons Vader is. Vir sy geliefdes is nie net hulle van wie hy hou, hulle wat hy verdra nie. Hulle wat hy maar hoop hy kom met hulle oor die weg, want hulle bly in dieselfde huis nie. Nee, hy is mal oor sy geliefdes. Hy wil alles vir hulle doen en gee. Dit is die hart van die Here. Julle sien ware wysheid in aksie. Is wanneer jy bid, en is net nog een voorbeeld, soveel voorbeelde, maar wanneer jy bid, wanneer jy dag bid vir 'n situasie in jou lewe of omstandighede in jou lewe wat massief moeilik is. Wanneer jy bid en jy vra die Here en jy praat met die Here daaroor. En jy bid, ja, jy bid in geloof, né? Jy bid in geloof en jy sê, Here, ek vertrou U gaan hierdie siekte van my wegvat, U gaan hierdie situasie van my wegvat, my werk gaan verdraagsaam wees, my baas gaan ook verdraagsaam wees ensovoorts. Jy bid al hierdie goed. Jy sê, Here, ek spreek hierdie ding aan en ek glo dit gaan gebeur. Wat is die beste ding om dan te doen? Dan begin jy die Here loof en prys. Al is jy nog steeds in daai omstandighede. Die beste plek om die Here te loof en te prys, is wanneer jy nie so voel nie. Hoor julle, wanneer jy die dag in jou kar ry of waar ook al, en dit kom by jou op, ek het nog eens met die Here gepraat vandag hier. Nou ongelukkig, baie mense kom eerder om, as wat dit by hulle opkom. Maar die punt is net, is dat ons, die oomblik wat jy daaraan dink, dan moet jy vir jouself sê, hier is die beste, dan kan jou brein dalk vir jou sê, daar's niks waaroor ons hom nou kan prys nie. Nee, daar's alles waaroor jy hom kan prys. Hoor julle, ons prys hom in watter situasie ons ook al is. Dit is juis wanneer ons in 'n situasie is, wat dit wat ons die Here voor vra, nie gebeur nie. Dan sê ons, nou is dit tyd om die Here te loof en te eer, om in vrees en in bewing, in ontzag en in respek en in liefde na God toe te kom en te sê, Here, ek weet, jy het my nie sommer net so gemaak nie, jy het my wys gemaak
En daarom weet ek, die slimste, die wysste ding om te doen, die ding wat die beste onderskeiding gaan wees, is om U te loof en te prys en te eer. Al sien ek hierdie situasie ook wanneer. Moet net nooit sê nooit nie. Nee, jy gaan dit sien. Jy glo dit mos, jy vertrou dit mos. Julle sien lofprysing klap letterlik dis nie, ek weet nie hoe met maar lofprysing klap letterlik die vyand en die wraakgierige se mond toe. Psalm 8 vers 3. Hy praat van die avenger en die haters en die avengers. Hy klap hulle monde toe. Dit is wat lofprysing doen. Want in steede daarvan om al jou speelgoed uit jou kot uit te gooi, né? Klein Tehila het nou, want hy sê wakker geword, toe sy armpie tussen die bed en die kot. Toe maak sy 'n paar geluide. Maar sy is besig, sy rol en sy draai. Terwyl ek en Samuel oefen. Ekskuus, ek moet nie met die klein kinders praat so moet sê. Maar as terwyl ek en Samuel oefen, dan sit sy daar neer. Dan rol sy. Dis net so en ons is daar. Dis iets vreesliks. En maar prys die Here, dis gesond, né? Ons is bly daaroor, maar dis 'n bietjie afskrik aan jou hand. Jy weet jy moet jy moet wakker wees. Die jockey kyk nou net so. Quite an active kid, hè? Hy jockey kom van Oxback af, dink sy praat Engels. Maar in elk geval, dis ook hoekom sy my nie lekker verstaan nie, jy weet. Maar in elk geval. Maar julle sien, lofprysing klap letterlik die vyand, die wraakgierige se mond toe. Om die Here te prys en te verloof. Ons moet hom loof en prys vir die bloed van Jesus wat vir ons die prys betaal het vir elke sonde en elke vloek wat die enemy kan dink, die vyand kan dink hy op jou kan bring. Hy wil hê jy moet Deuteronomium 28 net die laaste 3/4 lees, nie die eerste kwart nie. Want as die eerste kwart is mos die beloftes, as jy gehoorsaam is. Die laaste 3/4 is al die vloeke. Ek sê nou vir jou, dis gekanselleer. Dis gekanselleer. Ons herinner die Here net daaraan. En ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Ons loof hom, ons prys hom. Ons eer hom. Ons prys hom in die môre. Ons prys hom in die aand, né? Ons prys hom in die middag. Elke oomblik in jou dag. As iemand by die werk vir jou vra hoe laat is jy, so is 9:00 en hy sê dan sê jy dis die regte tyd om die Here te prys. Verstaan julle? As iemand daar kan jou stamp 11:00 dan sê jy dis die regte tyd om die Here te prys. Daar's nie 'n slegte tyd nie. Prys hom veral as jy glad nie so voel nie of jy sê ek is nie nou lus om die Here te prys nie. Dan sê jy vir jouself self, hierdie is die ideale tyd. Hierdie is die beste tyd. Hoor julle? Hierdie is die absoluut beste tyd om die Here te eer. Psalm 92 vers 2 en 3 sê, dit is goed om die Here te dank, om die naam te besing, Allerhoogste, om in die môre u troue liefde te verkondig en u trou in die nagte. Dit is goed om die Here te dank, om die Here te prys. Dit is altyd goed. Dit is wysheid. Dit is absolute wysheid. Want ek wil weer vir jou sê, al is jy en al voel jy aklig. Jy voel aklig, like awful Durban. Jy voel aklig. Ek sê nou vir julle, die Here is awesome. En hy gee vir ons alles wat ons nodig het. 2 Petrus 1 vers 3, om vir hom te lewe en hom te kan dien. Hy gee vir ons alles. Hy plaas sy gees binne in ons. Hy kom oorweldig ons met sy goedheid en liefde. Al wat ons moet doen, ons moet wys genoeg wees. Ons moet wysheid gryp, deur te snap, wie is die een wat na my uitreik? Wie is die een wat al voor hy die aarde geskep het, Efesiërs 1 vers 4, het hy al geweet, dat ek gaan heilig en onberispelik voor hom wees. Jy sal sê, wat? Ja, oor Jesus, oor die bloed van Jesus. Heilig en onberispelik voor hom. Dis hoe ons hier is. Ons kan hier uitstap, met ons borse uitgestoot. Ons is heilig en onberispelik. Om net nie die duiwel gaan jou as 'n teken sien. En ek wil jou herinner. En dan loof jy die Here. En jy prys die Here. Want ons aanbid die enigste ware God. Die enigste ware God. Maar al is hy die enigste ware God, is hy die beste God. Die Here is goed, beter, beste. En hy is lief vir ons. Hy wil hê ons moet met oop oë en oop harte en oop monde, moet ons hom elke dag prys en loof en eer. Van dit is 'n wyse ding om te doen.
Jy kan discernment skiep met baie dinge in jou lewe. Hoor julle? Jy kan discernment skiep en ek weet waar die Here ons nou bijvoorbeeld baie keer help, vir my gehelp het en ek glo vir Lucien ook en ek is baie seker vir Erik, maar ons vrouens het op een stadium in die lewe nie goeie onderskeiding gehad nie. Toe trou hulle ons, né? Maar nou het hulle oopgegaan. Maar wat doen ons? Ons prys die Here. Hoor julle? Nou prys ons in elk geval die Here. En die arme vrouens, omdat hulle die Here ken, moet hulle hom saam met ons prys. En ons loof sy naam. Ons loof sy naam. Prys sy naam. Die Here is so goed. En ek verklaar vir elkeen van ons vanoggend in Jesus se naam. Ek sê ons het wysheid. Dankie Here. Ons het wysheid. Want hoekom Vader? Wysheid begin. Wysheid begin by die fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning absolute of wisdom. En daardie wisdom is hier in ons nou. Die absolute wysheid van die Here. En ons loof sy naam, ons prys sy naam, ons sê dankie Here. Dankie Vader. Dankie Here dat ek oor elke een van ons kan verklaar, elke faset van ons lewens, soos wat ons nou nagmaal gebruik het en u liggaam en u bloed. En ons sê dankie Here, dit wat u vir ons gedoen het, staan absoluut vas. Soos die eerste gelowiges in Handelinge wat van huis tot huis gegaan het, wat het hulle gedoen staan daar? Hulle het nagmaal gebruik. En ons sê dankie daarvoor dat ons dit kan doen. En dankie dat ons daarom kan weet wat u vir ons gedoen het, is 'n done deal. U het die prys vir ons betaal. Selfs ons liggame, onsself behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort aan u, ons Here. En ons eer u vir die wysheid wat u in ons plaas. Ons loof u daarvoor. Dankie Here dat u vir ons bo-natuurlik sal laat wyse besluite neem. Maar die belangrikste van dit is dat ons nooit sal vergeet nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Here, ons sal u loof en prys en eer. Ons sal u lof besing. Selfs al is dit soos daai ou in Eritrea in die tronk. En ons eer u naam. Ons prys u naam Vader. Prys u naam. Dankie Here dat ons hierdie land van ons voor u plaas. Met absolute afhanklikheid van u. En yes, ons weet, ons kan nie ons regering en wysheid noodwendig in dieselfde sin noem nie, maar ons kom verklaar, hulle sal besluite neem, wat ten goeie sal meewerk, Romeine 8, vir die wat u liefhet en na die besluit geroep is. Ons verklaar dit in Jesus se naam. En ons maak die seëning los oor die kerk in Suid-Afrika. En ons sê elke poging wat die vyand probeer om die kerk te vernietig, elke poging wat hulle verder nog gaan om die skole te wil vernietig en gemors in die kinders se koppe te sit, ons kom sny dit af in Jesus se naam. Ons kom loof u Here, ons kom prys u naam. Dankie Jesus, prys u naam. Die Gees van die Almagtige is in ons. Ons is totaal in oorwinning. Ons sê net dankie Vader. Ons is totaal in oorwinning. Ons prys u naam. Dankie Jesus. Wysheid is met ons en in ons. Dankie Jesus. Dankie Here. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord, ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou, saam met my bid, om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê, elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind, en vir wie klop sal oopgemaak word.
As julle wat sleg is, goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen, is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek u krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as u kind saam met u te lewe. Vul my Here met u Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat u nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.